Goeiemôre en natuurlik voorspoed vir julle jeugdag. Al die jeugdiges is al buite. Ek hoop julle gaan almal lekker braaivleis hou vir julle ouers vandag, want dit is waaroor jeugdag gaan. Maar nee, ek grap sommer. Maar ons gesels 'n bietjie vanoggend met ons jeug en natuurlik oupa, ouma wat hierdie program kyk of pa of ma, gaan gesels bietjie met julle kinders op hierdie jeugdag juis rondom finansies. En as ons natuurlik na finansies kyk, jy weet ons jeugdiges, dan het ek 'n paar, kom ons sê, wenke waarna 'n persoon byvoorbeeld kan kyk. Nommer 1 is, stel duidelike doelwitte. So as jy 'n duidelike doelwit vir jouself wil stel, en dit sal byvoorbeeld sê, ja, as ek daai PlayStation wil hê, of as ek daai deposito vir my eerste voertuig wil hê, of as ek byvoorbeeld net sakgeld wil hê vir my jaareinde vakansie, saam met 'n paar pelle van my, jy weet, so daai doelwitte moet baie konkreet geplaas word. Leer jou kind, of natuurlik 'n jong tiener, of jou volwasse tiener, jy weet, om basies daai goedjies om neer te skryf en daai mylpale vir homself te kan teiken en natuurlik by daai mylpale te kan uitkom. Alright, so dat is tip nommer 1. Tip nommer 2 is natuurlik, maar hoe kom ek by daai doelwit of daai mylpaal uit? En dit is dan die manier van hoe spandeer ek my inkomste of my sakgeld. As ek byvoorbeeld daarna gaan kyk, dan gaan ek dit in 3 kategorieë indeel. Okay, so ek gaan byvoorbeeld kyk, ja, watse gedeelte kan ek spandeer? En dis op goedes wat ek nodig het. So my elke dag se tipe van goedjies, my skoonmaakgoedjies, my spuitgoed dalk, of algemene goedes wat soos byvoorbeeld as ek dalk 'n jong student is soos kos of daai tipe van goedes wat by moet kom, maar weer eens is daar geld wat altyd gaan oorbly. Daai oorblywende kapitaal kan ek 'n spaargedeelte wegsit na my doelwitte toe, maar hier's een baie belangrike tip, is om altyd seker te maak as 'n klein geldjie wat oorbly wat jy kan in die formaat gaan plaas van gee. En dit is die vorm van teruggee. Die beginsel daarvan is ook net so belangrik, of dit in die vorm van 'n tiende is, en in die vorm is net van dat jy gee terug, wat baie belangrik is. As ons dan nou na ekstra tip of 2 gaan kyk wat baie belangrik is, wag voordat jy koop. So, wag hy 24 uur voordat jy koop, al was dit vir jou 'n doelwit gewees en jy by daai doelwit uitgekom, jy het die kapitaal om dit te gaan doen, dan gaan sit jy en jy gaan besluit weer, is dit regtig waar daadwerklik iets wat ek moet koop, of kan ek dalk ietsie eerder anders te gaan doen met hierdie kapitaal, wat ek eintlik nou op die regte manier gebekom het, en wat ek byvoorbeeld bymekaar gesit het. En dan natuurlik waarom ek julle wil los, is om altyd te gaan sê, ja, geld moet werk vir jou. Okay, moet nooit onderdanig raak aan geld nie, geld moet vir jou werk. Sodra jy 'n slaaf is van geld, dan het jy onderdanig geraak aan geld, dan doen jy dit nie reg nie. Okay, so dan moet jy basies weer na jou hele proses gaan kyk en seker maak dat geld vir jou werk, en natuurlik die lekker deel is daarvan, sodra jy daai resep bymekaar gesit het, so jy dit altyd die res van jou lewe sê dit reg kry, en dan sal baie voorspoed vir jou gebou word met daai taktiek. Julle moet julle dag geniet, en weer eens onthou net, julle braai. My naam is Denise Swart. Ek is 'n kunstenaar. Ek kom oorspronklik van Harties af. Dis kind of waar ek begin kuns maak het en begin verf. Het eintlik begin in ons speelkamer en 'n obsessive amount van Mr. Maker kyk en alles wat hy doen net volg en oormaak en YouTube video's kyk en op my mure verf en sny en spoeg en plak. Omdat ek al vir so lank kuns gedoen het, 'n kunshartige passie is van my, het ek Denise Creates begin, net 'n online social media platform waar ek al my verskillende kunste en kommissiewerke en al sulke goeie share. Ek is eintlik in my laaste jaar besig om web development en UX UI te swat, which is super fun en ook super creative. Ek kind of dink hoe dit kind of inmeng met my creative proses. Dis meer creative problem solving. En dis maar as jy vir 'n kliënt ietsie doen, is dit maar basically wat dit is. Waar ek met murals begin het, ek het gewerk as 'n waiter by 2.5 Amigos, en uiteindelik het ek die manager geoortuig dat ek 'n mural daarso vir hulle kan verf. En toe het ek my heel eerste mural geverf van Frida Kahlo. En dit was nogal challenging geweest, want dit was omtrent soos 'n 4x4 meter muur geweest vir die eerste murals. Dan was dit nogal 'n challenge geweest. Om in Pretoria nou te bly, ek dink enigiemand sal vir jou sê die mense in Pretoria is altyd
die lekkerste en die vriendelikste. So ek dink wat my kuns aanbetref wat kan verander het toe ek hierdie kant toe getrek het is die community and the word of mouth hierso. Die grootste mural wat ek al geverf het was vir besigheid renewal online. Ek dink hy was omtrent so 6 meter by 3 meter, so nogal 'n lang muur. En waar begin jy so ding benader? Ek dink jy kry vir my althans is dit kry ek altyd daai initial jitters nog voor jy die eerste kleur neergesit het of nog voor jy die verfpas op die muur neergesit het, dan kry jy altyd sulke soos wow, jy moet hierdie hele muur nou verf. My creative process begin altyd net met die idee. Ek voel kind of more times than most, sal ek soos klaar 'n idee in my brein nog voor ek 'n pen opgetel het of ietsie gedink het ek klaar 'n hele visie in my brein van hoe ek dink dit moet lyk. Dan sal ek dit altyd na my iPad toe vat waar ek dan van daai sketse af verder skets, kleur add, verskillende kleur add. Dis eintlik waar die design process really comes to life, especially when making something soos murals. Is dit goed wanneer jy kan jou actual design op daai muur sit en vir die kliënte presies wys hoe dit sal lyk en hoe dit gaan voel in hulle spasie. Ek werk in potlood met potloodskentse, ek verf vinyls, ou vinyls, jean jackets, murals, skoene, klere, tafels, anything and all wat jy kan imagine het ek al meer rondgespeel en rondgepeter. So ek sal myself kind of consider 'n bietjie van 'n printer. So enigiets wat jy na my toe bring, sal ek vir jou kan doen en vir jou neersit. Ek dip maar my twinkie in elke liewe plekkie en elke medium van olie, akriel, pastel, potlood, verf, crayon, glas even. Die vreemdste request wat iemand al gevra het om my te teken, hoe kan ek hierdie sê? Iemand het my gevra om hulle te paint soos een van hulle French girls. You know what I mean? So dis verseker 'n bietjie van 'n out there aanvraag, maar ja, jy kry kuns kom in verskillende forme. So to each their own. Wat ek kan vir myself sê in the future, ek wil baie meer murals verf en as ek praat van murals, praat ek nie van soos een muur nie, ek sal baie graag soos by die lengte van geboue wil afverf en op forklifts wees met al my paint en my paintbrushes. Dis regtig ietsie wat ek nogal baie graag wil doen. En 'n ander projek wat ek baie graag wil aanpak is ietsie wat ek kan wil call Paint for Poverty. Waar ek kind of met al die mense wat op die strate is wat in poverty lewe uitbeeld en uitskets en al die winste en goeders wat dan kom van daai kunswerke net weer so teruggee vir die community en organisations wat daarmee kan help. So ek dink regtig vir die future wil ek graag my kuns vir ietsie baie groter gebruik as net 'n mooi prent wat iemand in 'n huis hang. Een tool of een ding waarmee ek nie sonder kan werk nie is verseker my verfpasse. Ek sal nie iets kan doen sonder my verfpasse nie. Ek het ook hierdie een spesifieke verfpas wat ek dink elke liewe mural wat ek al ooit geverf het al ietsie daarop geverf. So ek strangely geheg aan hierdie een wat ek het. Maar nee, verseker my verfpasse en 'n potlood en 'n uitvee. Verseker uitvee. Moedig eintlik almal aan 'n potlood of 'n pen op te tel en net ietsie te doen. It doesn't have to be the best. Almal is hulle eie kunstenaar, maar net om 'n bietjie vrede te kry in die kreatienis van vandag. Kan my kry op my Instagram page by Danae_creates. Enigiets wat jy wil hê of waaraan jy dink kan ons daaroor chat. En as jy ietsie wil hê soos 'n mural of ietsie groot of ietsie wat bietjie meer deliberation en collaboration nodig het, dan kan ons altyd 'n meeting opstel, by mekaar uitkom. Kan ek jou my idees wys, jy kan vir my jou idees wys en dan van daar af dan collaborate ons en create ietsie wat nie bestaan nie.